nou met daai ruimte wat hulle in The Chosen gee, maak, en Dallas Jenkins het self in onderhoude al gesê dat 95% van die storie is nie van die Bybel af nie. So, dan dink jy nou, Vriende, ons gaan julle vanaand bederf met 'n trippelman podcast. So ons het vir Meyer en vir Nomi en vir myself hierso en ons gaan vandag 'n bietjie praat oor The Chosen. So ek dink meeste van julle sal weet The Chosen is 'n baie populêre storie of program wat jy op ek dink is op Netflix veral en dit is op 'n klomp hulle het hulle eie app ook. hulle eie app, ja. Hulle het klomp platforms waarop hulle The Chosen vir ons wys. So ons gaan vandag net 'n bietjie praat oor wat is ons gevoel daaroor, is dit skriftuurlik, is daar goeie goeders wat daaraan gebonde is en net vir mense inlig oor hierdie kan 'n destructive ding wees of kan dit 'n goeie ding wees en hoe moet ons as Christene dit benader, wel Christen media hierdie tipe goeders wat al hoe meer populêr raak, hoe kan ons dit benader? Ja. So ek weet enige van julle kan sommer julle original gedagtes. Ja, ek dink toe hy toe The Chosen net uitgekom het, dink ek dit was 'n baie die mense het iets nuuts gesoek. Jy's so mismoedig oor die flieks en goed wat uitkom en hoe lasterlik dit is, so bietjie 'n verandering was nou lekker geweest. Maar wanneer jy nou kyk na The Chosen, die moeilikheid wat dit is, dit trek meer jou emosie. Veral op rondom musiek, en ons het nou al 'n klomp keer gepraat oor musiek en hoe dit die mense se aandag trek en hoe dit half eintlik die oor streel. Ja. Ek dink daar's hoe baie van dit het jy al gekyk? Het jy al soos Ja, ek het so 'n paar episodes nou al gesien om te kyk hoe loop die trant. van season 1? Ja. Okay. Ek weet nie hoeveel seasons daar nou En jy? is nie. Ja, ek het die hele Chosen gekyk. Die hele ding tot waar dit nou is. Tot waar dit nou So jy tans weet is, presies ja. wat aangaan. Ja. Okay, great. Okay, nou maar deel dan nou wat jy daarmee gekry. Ja, kom ek sê net so aanvanklik, ek dink die Chosen was vir my baie positief. Tot in 'n groot mate. Ek dink die groot ding waarna ons moet kyk, en ons sal nou 'n bietjie die gevare uitlig wat julle ouens eintlik bietjie meer in diepte sal ingaan, maar kom ek sê net wat dit vir my persoonlik eintlik gedoen het. Ek dink mense vereenselwig jou baie met die disippels, nie uit 'n oogpunt noodwendig van 'n held of 'n heldin, as dit 'n woord is, maar tot in 'n groot mate soos hoe menslik hulle eintlik is. Want ons lees baie keer van Petrus en ons lees van hierdie geloofshelde wat eintlik saam met Jesus gewandel het en deel van sy bediening was. En jy sien eintlik in hierdie reeks eintlik hoe menslik hulle werklik was, dat hulle ook maar gesukkel het met probleme. Hulle het ook maar gesit met belasting. Ja. Hulle het gesit met familieverhoudinge wat nooit noodwendig die beste was, of dit tussen ma en seun was, of dit tussen twee broers is, pa en seun. En ook eintlik die begeertes waarmee hulle gesit het, baie menslik. Nou, tot in 'n groot mate dink ek, mens moet net in ag neem, uit hulle oogpunt, en hier kan hier kan ons nou 'n bietjie praat oor, wanneer iemand 'n reeks, 'n fliek, 'n boek skryf, nie dat jy weer die Bybel moet skryf nie, maar wanneer iemand enige vorm van 'n kuns vat en dit baseer op skrif, kan ons dalk net 'n bietjie bespreek, het 'n ou tot in 'n mate, kom ons noem dit Creative liberty. korrek, kunsmatig, ek wil nie sê kunsmatig, maar kunstige vryheid. Vryheid, ja. En ek dink, want Dallas Jenkins, hulle is baie oop oor dit, dat hulle kunstige vryheid toepas. Daar's sekere gesprekke wat gevoer word. Ek dink sommer aan die gesprek in een van die episodes met Hy doen dit mos voor die tyd of na die tyd, na elke episode. ja, wat 'n bietjie kommentaar gee oor die episode en hoe hulle dit benader het, en een van die goed byvoorbeeld Nicodemus. Na die gesprek met Nicodemus het hulle ook 'n eintlik 'n insetsel gehad waar Nicodemus bykans hulle bediening of saamgesmeld het met hulle bediening, maar hy kon nie tot daai oortuiging kom op die ou ende om saam met hulle éventueel te gaan nie. So jy kan duidelik die kunstige vryheid daar sien. Die een ding wat ek net wel kan sê dalk, op 'n positiewe noot, dalk om te begin, ons kan nou 'n bietjie in die kritiek ingaan. Ek dink
die Chosen het meegebring dat ouens meer hulle Bybel lees. En ek kan nie vir jou sê noodwendig, ek kan dit nie staaf noodwendig uit statistieke nie, maar ek kan uit ons selgroep, met die mense met wie ek gepraat het hulle meer in diepte hulle Bybel gaan lees. Om te dink, al seker goed, het dit werklik gebeur? Is dit deel van die kunstige vryheid wat toegepas is? Maar net so en julle kan hier daarbey aansluit is, een van die gevare wat ek wel opgelet het, en ek dink dit is wat bietjie meer duidelik word, hoe dieper hulle in Jesus se bediening eintlik ingaan in The Chosen, is wanneer jy jou Bybel lees, is die gevaar wel, dat jy begin 'n Jonathan Roumie as Jesus in jou Ja, jy kop sien hom, ja. uitbeeld. Ja. As jy bid dan dink jy in jou kop jy bid vir Jonathan Roumie. So Ja, jy het sy gesig. So Ja. die Chosen is, ek dink mense moet net in ag neem, dit is absoluut Engels sê supplementary. Dis absoluut byvoegend tot jou geloof en jou verhouding met die Here. Dit kan nie die basis vorm. Maar so jy's hoofsaaklik positief. Dink dit vir my op die ding. Tot in 'n So groot jy sal ja, okay. tot in 'n groot mate. Kom ek spring in van my kant af in verband met net kritiek. As ons gaan kyk na The Chosen, nou ons praat van jy het bietjie daai ruimte vir kreatiwiteit. Die probleem is, en dit is met enige opvoering of toneel wat gespeel word, die persoon wat Jesus speel, dit jy kan nie regtig daai rol speel nie, want niemand gaan dit so perfek kan doen nie. 100%. En nou met daai ruimte wat hulle in The Chosen gee, maak, en Dallas Jenkins het self in onderhoude al gesê dat 95% van die storie is nie van die Bybel af nie. So dan dink jy nou, sjoe, as dit so baie is, hoe groot maak jy dit nie nou oop vir dwaling om in te kom nie? En hier is waar ek nou wil inkom. Nou het jy die ruimte. En daarso is tonele waar Jesus goed gesê het, wat in die skrif nooit opgeteken was nie. So nou, uit jou kreatiewe denk, so met goeie bedoelings soos wat jy het, bring jy nou woorde in Jesus se mond wat hy nooit gesê het nie. En dit is lasterlik. Alles wat Jesus gesê het, is vir ons opgeskryf. Alles wat hy gepreek het, is vir ons opgeskryf. Enige iets meer as dit is om te sê, maar sy woorde is nie genoeg nie, kom ons voeg net by, en daar lê die probleem. Ja. Dit kan Ek kan baie nie anders afgaan. te sien soos wat jy nou gesê het, dat jy add by skrif, en nog meer add jy by skrif, jy add by Jesus se woorde, met die kreatiewe liberty wat ons nou praat. Maar ek bedoel, buiten dit, die eerste probleem vir my klaar, is ek kan nie sien hoe enige uitbeelding van Christus in enige vorm van media nie 'n oortreding is van die tweede gebod. Ja. Dat thou shalt not make any graven image of anything that is in heaven. Ja. Verstaan jy? So in my persoonlike gevoel is dit klaar 'n oortreding van die tweede gebod om net te sê hierdie is Jesus wat ons in enige tipe beeld probeer uitbeeld. Ek weet nie, mens kan verskillende redeneer daaroor, maar ek is hoofsaaklik, kom ek sê vir julle eerlik, ek het een episode van Chosen gekyk en in daai eerste episode het ek klaar gevoel soos the rejection. discernment gewys is hierdie nie iets wat ek wil kyk. Nou, my grootste issue is nie met die content van die storie nie. Dit gaan nie vir my oor wat hulle uitbeeld, en selfs wat jy sê met die creative liberty, al hierdie goeters. Vir my is die grootste issue is diese ecumenical gedagte agter hierdie ding. En hoekom sê ek so? So ecumenicism het ons al bietjie gepraat oor op die channel. Dis hierdie idee van al die wêreldse religions wat saam een word. Dis al die religions is eintlik net een, die Rooms-Katolieke kerk, die Mormoonse kerk, die Christenkerk, ons is almal saam een en ons almal dien dieselfde Here, en dit is net nie waar nie. Dit is 'n vals manier om aan te kyk. So hier is die probleem met The Chosen. Is jy het vir Dallas Jenkins, wat jy nou genoem het, wat die director is van die ding, die regisseur, en hy's 'n evangelical. Hy sê hy glo Christus is die seun van God, soos wat meeste van ons nou sal sê. Dan het jy vir Jonathan Roumie, wat 'n Roman Catholic mystiek is. Hy's nie net 'n Rooms-Katolieke ou nie, hy's 'n mystiek. So hy het, toe hy Lonnie Frisbee gespeel het in daai Jesus Revolution fliek, wat hy gaan doen is, jy kan gaan kyk, jy kan gaan kyk op sy Instagram, hy het op sy graf gaan lê en gesê hy wil die gees van Jonathan Roumie in hom hê, sodat hy die rol kan beter speel. So dis necromancy, dit is boos, dit is satanies. So die ou wat Jesus speel,
neem deel in sataniese praktyke om beter 'n rol uit te speel. En dit is iets wat jy vir jouself kan gaan bestudeer. So Jonathan Roumie is 'n scary karakter. Dis die ou wat Jesus speel, as mense nou nie weet nie. Hy's 'n Roman Catholic mystic wat deelneem in hierdie bose goed. Saam met dit het jy nog Die vervaardigers. die vervaardigers is mormone. Ja. So die ouens wat hierdie ding befonds, glo ook in 'n ander evangelie. En ek bedoel Galasiërs 1 vers 8 tot 9 sê vir ons dat enigiemand wat in 'n ander evangelie glo is anathema. Ja. Ons moet weg van hulle gaan. So nie net kan ons nie dit toelaat nie, maar ons kan nie nie net kan ons nie eers saam met hierdie mense in gemeenskap tree nie, maar hierdie mense maak 'n film oor Christus. En soos wat jy nou gesê het, baie mense wanneer hulle bid en dink aan die Here, aan Christus, dan sien hulle Jonathan. En dan sien hulle nie net vir Jonathan Roumie nie, hulle sien 'n Roman Catholic mystic, hierdie mystiese persoon. En jy kan nou in sy Instagram gaan kyk, alles wat daai ou doen is weird. Alles wat daai ou doen is hierdie grave soaking en hierdie bose Rooms-Katolieke praktyke wat baie Rooms-Katolieke ouens self sal sê nie iets is wat jy moet doen nie. So as introduction, dis die positiewe goed wat ek te sê het oor dat Chosen van hier af gaan ons nog meer aftrade gaan. Maar weet jy wat jy iets terug sê op dit? Verstaan, is dit ek dink dit aankom by Norman waar ek verskil met julle twee met betrekking dat al Jesus se woorde opgeskrywe is Lukas 1 en dit sê eintlik Lukas sê daarso for as much as many have taken in our hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. En ek dink om net 'n gedagte te hou en ek verstaan, hier wil ek nie nou sê, ek wil nou nie daai ou wees en gaan sê oor jy gaan kyk die hele Chosen nie, want ek stem saam met Rob vir ouens daar buite. Ek dink baie van hom, jy weet, en dit gaan vir my oor musiek. Dit gaan vir my oor enige vorm van sosiale media. Dit gaan oor flieks. As jy iets nie, of as jy iets doen en is nie uit geloofsoortuiging nie en dit gaan oor die doen en die nie doen, dan is my argument tot daai effek dat jy moet seker maak dat jy vrede het. Wanneer jy 'n fliek kyk, wanneer jy musiek luister, wanneer jy 'n reeks kyk, as iets jou pla en jy doen dit nie uit geloofsoortuiging nie, dan is dit sonde. Dis so eenvoudig soos dit. So verstaan, daar stem ek saam met jou. Wat ek wel dink, Dallas hulle goed doen, tot in 'n groot mate, hulle kry baie insetsels van ouens, of dit, jy weet, wedergebore Jode is, of dit selfs net rabbies is, net om seker te maak dat die Joodse praktyke wat toegepas word of wat hulle uitbeeld in lyn is met die tradisie. So hulle gaan deur goeie navorsing, hulle het goeie paneelbesprekings rondomtrent hoe iets uiteengeset word. Nou, die groot ding vir my, en ek dink wat mens moet net in gedagte hou, is weer eens die feit dat as hierdie jou bron is, en waarom ek met julle ouens sal saamstem 100%, as hierdie jou bron is van geestelike voedsel, jou enigste bron van geestelike voedsel, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Ja. En is dieselfde met 'n podcast. As Spencer Smith, Wes Huff, enige prediker op 'n Sondag, as dit jou bron van geestelike voedsel is, en ek dink ons drie kan al mee hierso saamstem, dan het jy 'n probleem, want dan bou jy eintlik jou idee van God op 'n persoon. En as dit Op hoor sê eintlik. En as daai persoon val in sy verhouding met God, dan val jy eintlik maar saam. En ons sien dit in die bediening. Ons sien dit met hoeveel ouens wat eintlik wat hierdie groot hoeveelhede ouens het wat hulle volg. En eintlik, en baie kere is dit nie eens hulle skuld tot in 'n groot mate nie, maar ek dink tot daar moet 'n teregwysingselement wees. In die sin van, hoorie, ouens, volg die Here Jesus. Dis wonderlik wat ons doen en luister na die woord, maar gaan terug en niks kan jou verhouding met God en jou tyd in skrif vervang nie. Niks nie. Nie in die bediening nie. As jy 'n selgroep lei, as jy by tienerbedieninge, studentebediening, as jy op uitreike gaan, baie ouens, jy weet of dit nou, ons is nie van daai ouens wat ook sê, ja, jy moet nou nie Lesotho gaan, jy moet nou net sommer hier oorkant na Plakkerskamp toe gaan en daar gaan bedien. Ons glad nie daai element nie. Al wat ek sê is net, al hierdie goed wat werke aanbetref, en dit sluit hierdie ook in, moet ons net versigtig voor wees, dat dit nie ons persoonlike verhouding
Mense met sal God soms vervang nie. daai vers sê dalk Christus het ander woorde gesê, maar Yes. dit sê nie dat ons het die reg om woorde vir hom te gaan Korrek. opmaak nie. Verstaan jy? So ek dink dis die punt wat ons try maak is om te sê, dis ons weet natuurlik dis nie die enigste woorde wat die Here gesê het nie. Korrek. Maar die vraag is daar enige omstandighede wat ons die reg het om dit te kan sê? Want soos jy sê, ek bedoel as ouens wat savvy het en dit as 'n supplementary ding sien, as 'n ekstra ding wat ek Yes. buite in my Bybeltyd doen, maar baie ouens wat daai goeders kyk gaan dink, Jesus het dit gesê. Ek het al mense gehad wat 'n argument teen my probeer hou en sê maar hierdie ding het gebeur en soos nee, dit staan nie in die Bybel nie, want dit is soos dit het in The Chosen gebeur. En toe dog hulle dit is so histories akkuraat. Maar ek bedoel, dit alles op sy gesit, dit is vir my nog 'n klein issue wat ek het met dit. Dis wat ek genoem het is die groot goeders. Die een ding ek kan nie sien hoe dit anders is as 'n oortreding op die tweede gebod nie. En dan die ander groot ding is die ecumenical ding. Want ek dink dit, as jy vir my eerlik vra, wat is die hart agter The Chosen? Dit is dit. Dis om 'n one world religion te vorm. Want hier is die probleem. Dallas Jenkins het eers op 'n stadium gesê, hoorie, hy wil sê ons werk saam met die Mormone, maar verstaan dat ons het verskillende Christus. Ons dien nie dieselfde Christus, hulle glo in iets anders te. Paar maande daarna to change sy storie. Ja, Ek sal vir die video's aanstuur. Hy het letterlik gesê, nou dien ons dieselfde Christus. Ja, hy het in dit ingenoem met die Romeinse Katolieke Kerk en met die Mormone het hy die verklaring gemaak dat hulle verskil dalk op daai goedjies, maar ons dien eintlik almal dieselfde Jesus en ons is eintlik almal broers en susters in Christus. Wat 'n groot probleem is, want wat die Mormone aanbid is nie Christus nie. Yes, Dis en om te sê dit is my broer is so ver van die waarheid af soos wat nog kan kom. Want hy ontken dat Christus regtig die seun van God is. Hulle glo byvoorbeeld dat Jesus is Satan se broer. Jy kan nie dit sê nie. Jy kan ook nie sê dit is my broer nie, want my broer is definitief van 'n ander vader af. Dis hoekom ek vat byvoorbeeld die Fariseërs ook. Christus het vir hulle gesê dat as julle my geken het, het julle die Vader geken. Maar die Satan is julle vader, want kyk wat's die goed wat julle doen. Kyk wat's die goed wat julle preek. En presies so met die Mormone ook. Jy kan agterkom dis 'n ander evangelie. Jy kan hoor dit is nie skrif gegrond nie, dis uit hulle eie bronne uit. En dit beteken, soos Paulus gesê het, dat hulle vervloekte wees. Ons kan nie saam met die vyand hande vat nie. Ja. Nou dit klink verskriklik, maar as die Satan homself nou in lewende lywe nou hier kom sit en hy sê, kan ek 'n Christelike fliek maak? Wat gaan ons sê? Ek gaan nie na die ding kyk nie. Ek wil nie graag daarna kyk nie, want wat ook al hy gaan doen, gaan 'n verdraaiing wees van die waarheid, want hy is die vader van leuns, soos die skrif dit vir ons deurgee. So, hoewel Dallas Jenkins voorgee dat hy's evangelical, hy het daai bietjie dwaling wat hy nou op aanspraak maak. En dis nie 'n bietjie dwaling nie, dis 'n massive dwaling. Dis maar soos selfs jou net daai klein Christology is bietjie af. Ja. maak 'n groot impak. Ja. En dis nou daai ruimte. Nou, hulle maak met daai ruimte net wat hulle nou wil. Ja. Om kultuur dalk in te bring, karakter in te kleur, hoe ook al die geval. Ja. Maar jy sien, die probleem is as jy teruggaan op so 'n groot doctrinal ding. En ek bedoel jy moet dit nou self gaan kyk. Ek wil nie ons woord vat af nie, maar as jy teruggaan op 'n plek wat jy gesê het, okay nee, dit is nie dieselfde evangelie en nou gaan jy ewe skielik en sê, jy weet want die Mormone betaal volkome vir die ding. Angel Studios. Ja. So enige ding wat jy kyk van Angel Studios, moet jy weet is deur Mormone befonds. Dis hulle studios, daai. En dit is 'n big deal, want obviously kan hy kan nie daar sit en sê al die Mormone gaan hel toe nie. Maar sê jy in jou lewe is dit 'n verdraaiing van jou Christology, van jou Christologie, van hoe jy vir Christus sien, want die Mormone glo nie Christus is God nie. Hulle glo hy is geskep. Ja. En dit is 'n absolute, dis 'n heresie. Dis 'n boos ding om te glo. Ek bedoel hulle vertrou meer op Joseph Smith as wat hulle doen op Christus. Hulle vertrou in 'n heel ander boek, die Book of Mormon kan jy so maklik vals bewys. So ek bedoel om te sê hierdie ouens het dieselfde evangelie as ons uit Dallas Jenkins se eie mond uit is baie problematies. Hy het dit ook hy het 'n onderhoud gehad met Ellen Parr. En Ellen Parr het ook net daar gesit soos 'n nat spaghetti en niks gesê. Dan sê Dallas Jenkins net luister die Mormone
ons dien dieselfde Christus, dan sit hy net daar, o, ja, goed, dankie. So, ek bedoel, dit was 'n shocking pad wat ek nou al gevolg het om hierdie ouens te hoor, en dis die hoofou wat hierdie ding create, ek bedoel, hy is die creator, hy is nie die regisseur nie, maar hy is, soos ek verstaan, skryf die skrip en alles vir die ding. Ja, ek dink die groot ding is, verstaan, ek dink ons moet ook 'n onderskeid tref tussen oor die inhoud en die mense, en ek hoor julle bekommernisse oor die mense, dit is, ek bedoel, geen een van ons wat hier so sit, sal enige van daai praktyke aan gehoor gee het, sê dit byvoorbeeld onder andere, jy weet, jy sal so ver weg bly van grave soaking, en jou woorde, jy gryp jou kind, jou vrou, Ja, jou hond en jou hardloop weg. Ja. Maar ek dink wat vir my, verstaan die inhoud, en ek sal dit bietjie dalk terugbring, soos, wanneer, ek dink nie mense kan noodwendig as sulks woorde in Jesus se mond sit nie. Ek dink wanneer jy dit wel doen, soos wat in hulle geval is in sekere opsigte, beeld dit nog steeds die karakter van Jesus uit. Want ek dink in ons alledaagse lewe, dan sê ons, hoorie, maar kom ons probeer ten minste optree soos wat iemand sal optree wat vir Jesus ken. Nou, my uitgangspunt wat ek gesien het tot in 'n groot mate, die karakter van Jesus vir my in die storie verander nie wie Jesus is in skrif nie. Dis my persoonlike oortuiging rondom dit. En soos ek sê, hulle is nou eers klaar as ek nie mis het met seisoen 5. So ek lag so. Waar kan maar trek ophou. waar trek dit in die storie nou? Nee, maar ek kan jou nie sê dat spoil ek het. Vir wie? Vir die ou wat nog nie kyk het. Ek lag so. Spoil wat, as jy die Bybel gelees het, is dit soos jy weet. You know, hulle sit so in Bybelstudie as 'n groep Amerikaners, jy kan nou sien, en sê, one of his disciples betrayed him. En hy sê, hoe? En die ouens rondom hom kyk, sê van, okay, wie is dit nou wat hom eintlik verloon het? Nee. En hy sê, moenie my sê dis Judas nie. Moenie vir my sê dis Judas nie. En dan lees dis Judas. So ek dink tot in 'n groot mate weer eens, ek dink wat die storie dalk reg kry, is ouens kan hulle self vereenselwig met ouens wat werklike probleme het. Ek dink baie keer, veral in 'n boekkonteks, vat nou byvoorbeeld Matteus. Matteus word uitgebeeld as eintlik bietjie, Hy is op die spektrum. ja, tipe van 'n Asperger syndroom. Wat ook vir snaakse ding is om nou daarin te sit, jy weet, Dit- soos Ek dink is baie skerp. Ek dink is baie goed as jy gaan sien. Nee, jy het nou die dag gekyk, Ja, soos- ek dink ouens kan baie hulle self vereenselwig met spesifieke karakters. Maar sien, dit kom ek sê vir jou, In daai hulle punt. swakhede. Ek nie Ja. nie roem noodwendig, en dit is wat mooi is. Die ouens se swakhede, veral die disippelsinne, word op verskriklik sterk klem gelê. So die frustrasie van Jesus in die storie is, ek bedoel die storie in die Bybel. As ons deur skrif werk, dan kom ons nogal agter, op 'n punt raak Jesus baie frustreerd met die disippels. Veral toe hulle eintlik nie die bose geeste kon uitdryf, die bose gees uit die seun uitdryf nie. So jy kry nogal hierdie gevoel dat Jesus is werklik frustreerd met sy volgelinge en die tyd wat hy hier so saam met is. En hy raak kwaad vir die fariseërs, en hy niks van daai volgens my tot in 'n groot mate het verlore gegaan in die reeks nie, wat ek oor krediet sal gee. Want ek dink hulle bly hard op sonde. Hulle bly hard op jy moet wegdraai. Hier's Ja. iets beter vir jou wat lê. Dis net, ek bedoel, ek kan net nie dink dat skrif se hoof fokus om die disippels uit te beeld is hoe jy jouself kan vereenselwig met hulle nie. Nee, en ek dink nie dis hulle fokus nie, ek dink dit was 'n deel daarvan. Ek sê net ja. om dit vir my te add as 'n positief is vir my in 'n manier soos ek kan nie sien hoe dit voel vir my soos 'n baie oppervlakkige manier om te kyk daarna, want ons soek vereenselwiging met alles. En ek dink dit is oppervlakkig, Rob. Ek Ja, dink jy's reg. Ja. Maar wat ek net sê, vir my ervaring van ouens met wie die Chosen begin kyk het eintlik daaruit begin nuuskierig raak oor wat sê skrif werklik, wat goed is. Verstaan? Dit is goed. Ek verstaan dit is goed, maar dit voel vir my is die skrif self, as jy weet wat dit is, jy weet wat dit bonatuurlik is, dat dit geskryf is deur die hand van God. Wat meer het jy ooit nodig? Verstaan, dis net dat 'n ekstra storie nodig is om jou honger te maak vir God se woord. Dink ek is al klaar iets in jou hart wat nie reg is met dit nie. Verstaan jy wat ek sê? Soos die hele idee van ook een van die goedes wat jy gesê het is om 'n supplement te wees van skrif. Is dit ook soos die skrif is klaar sufficient. Verstaan, ons geen supplement nodig nie.
Daar's geen iets wat nodig is om uitgebeeld te word vir ons om beter te verstaan, om meer vereenselwig te word nie. Want ek dink een van die goeders wat die ook doen, is dit maak reeds dat ons in onsself weer try meaning uit iets vind. Terwyl die hele evangelie is altruïsties, om ons lewe neer te lê. Soos elke dag moet ons kruis opneem en vir Christus volg. En ek dink weer hierdie tipe goeders reinforce die idee van hoe kan dit oor my gaan? Ek is bietjie meer soos Matteus in die storie. Ek is bietjie meer soos Johannes in die storie. Verstaan jy, dit is vir my amper reeds 'n negatief. Dit is vir my amper reeds 'n probleem. Ek is reeds soos van jy moet jou identiteit in Christus kyk. En weer eens hy word uitgebeeld deur 'n fallible mens wat sondig, nie net sondig nie, maar sataniese goeders doen. En dit is die tipe ou waaraan jy identiteit kry. Want jy moet verstaan, Jonathan Reumer gaan nie net in hierdie ding speel nie. Hy gaan in ander movies ook speel, soos dat hy klaar in Jesus Revolution. As hierdie Chosen ding klaar is, en hy word 'n kontrak aangebied van, wat ook al, $10 miljoen, om in 'n fliek te speel waar hy sal miskien seks het met iemand, wat hy miskien gaan vloek, dan jy gaan dit afkeer. En nou het jy vir Jesus, wat uitgebeeld is as Jesus, wat nou speel in iets wat, al is dit 'n ander karakter, verstaan jy? Dieselfde mens doen nou al hierdie ander boosheid. Dis 'n ander probleem met die hele konsep van enigiemand wat Jesus speel. Nooit weer kan jy eintlik in 'n fliek speel nie, want jy gaan wat ook al karakter hier daar is, dan bring jy nou af die beeld wat mense het van Christus. En ek dink 'n goeie voorbeeld daarvan is Jim Caviezel. Ek dink hy het dit nogal goed. Hy was ook op die Sean Ryan show en hy het bietjie getuig soos waardeur het hy gegaan tydens Passion of the Christ. Ja. Soos hy, ek dink hy het pneumonia gekry, hy het werklik 'n paar ribbes gebreek as ek dit nie Sy mis het skouer nie. was uit lid uit gewees op die kruis. En hy is ook nogal, hy het gesukkel om na dit rolle eintlik te kry in Hollywood. So verstaan daai Hulle het hom geblacklist. Maar hier is die ander ding, want jy bring nou 'n interessante punt op. Die probleem is die mense love The Chosen. Die wêreld. Jy het al gekyk wat daai se IMDb score. Dis soos 9.3. Dis van die hoogste scores wat ek ooit gesien en dit moet op vir jou rooi ligte wees. Hoekom love die wêreld hierdie ding? Want mense wat op IMDb is, enigiemand kan 'n review gaan los. Dis vir my die ander issue. As hierdie regtig Christus se boodskap uitbeeld, dan gaan hulle dit haat. En ek weer Hoe voel jy oor Passion of the Christ wat jy nou genoem het? Ek dink is baie Rooms-Katoliek gedrewe. Die rede hoekom ek so sê is meeste van die vertonings word uitgebeeld op Jesus, soos wat dit nou sal moet wees as dit nou 'n fliek was, maar veral sy verhouding met sy ma. Daai tonele wat so gedryf is hoe sy ma daar op die grond lê en hy kyk op en jy weet, dis heeltemal want Mel Gibson Ek dink ja. was 'n Katoliek gewees of hy is nog steeds. Hy is ook, ek weet nie as jy Joe Rogan se onderhoud met hom sal kyk, as jy sien, daar's baie goed in die Rooms-Katolieke kerk wat hom begin pla. So ons hoop dat hy tot bekering sal kom van dit af. My ander ding, in verband met wat jy genoem het, veral met die ruimte, ek kom weer daar. As jy Jesus se karakter wil inkleer vir wie hy is, hy het nou nie dit gesê nie, hy het iets anders te gesê. Ek onthou dit was met een episode, ek kon nie onthou wat dit was, wat se een dit was nie, maar die ou wat Petrus speel, het bietjie probleem gehad met sy vrou. Hy en sy vrou het bietjie 'n probleem gehad met mekaar. En Jesus het geklop en hy het ingekom en Petrus, hulle is natuurlik baie ongelukkig en Petrus sê toe, luister, die plek is nie net hier om by mekaar te kom elke keer nie. En Jesus het aangegaan en na Jesus toe kom daar nog ander karakters daarin en nou kan Petrus en sy vrou nie meer die gesprek uitvoer met mekaar nie en hulle sien Petrus is ongelukkig en hulle vra toe vir Jesus, jy weet, wat's fout met Petrus? En hy sê, hy sal oor homself kom. Nou dink ek, as ons nou net moet stil staan en op daai woorde fokus, is dit mooi wat Jesus gesê het? Is dit enigstens opbouend? Het hy enigstens Petrus in ag geneem? Dan sal mens eerlik moet kan sê, dit het nie mooi geklink nie. Veral nie as hy sal oor homself kom, jy weet. Ja. Weet jy van hierdie scene waarvan hy praat? Ek dink nie dit was die gesindheid nie. Ek sal verskil dalk met hom oor die gesindheid. Maar jy weet, jy het die scene gesien, jy weet. Kom ek sê vir jou, ek dink dit was, ek weet nie of dit seisoen 2 dalk was of so ek sal onder korreksie praat, maar dit was my opinie, dit was nooit my ervaring dat dit neerhalig was teenoor Petrus of teenoor een van die disippels nie. Dis maar, so ek sê, en
Dis nou 'n subjektiewe. Ek dink hoe dis jy vir my dit lees. meer, ja, dis meer 'n subjektiewe Ja. Maar uitgangspunt. gestel Yes. nou, kom ons sê dit was op 'n positiewe manier gewees. En iemand wat nou nie regtig na die skrif toe gaan vir fondasie en groei nie, en hulle sien nou Jesus se houding daarso. En die man en sy vrou het nou 'n huweliks onder onsie wat hulle nou het met mekaar. En jy gaan bars net in en hulle wil graag hulle privaatheid hê om hulle goedjies wat uitgesorteer moet word net oor te kan praat. En ons almal het daai houding, maar ek onthou wat Jesus gesê het in The Chosen. Dis nou maar, alles sal self beter word. Jy weet, alles sal oor dit kom. Ek dink dit sal bietjie moeilik wees om dan te kan sê dit is 'n goeie ding. Want mense, en ek verstaan waarop dit neergaan, maar mense vereenselwig hulle self baie met karakters in 'n storie. So hulle, veral as dit 'n seisoen is, jy raak lief vir die karakter. Jy begin hom leer ken. Ja. En jy begin al goeters sê soos die persoon. Nou, wat as daai nou die element was? Hy sal oor dit kom. Jy weet, dit raak baie keer moeilik, maar dis nou maar net 'n half daai klippie in die bos daar, so maar En ek dink is goed, ek dink is goed nou, en ek dink weer eens die gevaar van hierdie is kom ek sê net eers, ek dink hulle lê baie sterk klem op jou se swakhede. Ek dink hulle ontbloot dit, en ek dink Op die disippels nou. op die disippels, en wat ek daarmee bedoel is, en as ek praat van vereenselwig, praat ek nie noodwendig van identiteit geleë in die karakter, of as ek praat van vereenselwiging, dink ek aan oorie, maar ek sukkel ook met dit, of ek sukkel ook met daai. En nie dat dit ook, en wat mooi is in die storie, dit kom op 'n plek waar dis ons sê baie keer, dit is okay om nie okay te wees nie, maar dis nie okay om daar te bly nie. Verstaan, en ek dink daai is vir my, dis vir my goed van die storie, maar ek stem met jou 100% saam, as jy op 'n plek is waar jy Chosen seisoen 3 episode 2 15 minute gaan begin aanhaal, Ja. dan het jy 'n issue. As jy nie jou skrif ken, en as jy dit nie memoriseer, ons Psalm 1 sê so mooi om te mediteer op skrif, dit dag en nag te oordink. En ek dink as jy wegbeweeg van dit, sal ons almal eensgesind wees, hoorie, jy's besig eintlik maar met nonsens. En dit sê baie keer het ons haal ons selfs pastore aan tot die ontsteltenis van baie van ons luisteraars. So ons sal dit nie weet nie. Maar wat ek ook net besef is, tot in 'n groot mate, en waar ek krediet eintlik vir hulle gee, en ek bedoel, dis ook ek wil nie sê dis die hart van hierdie kanaal nie, maar dis waar mense sien, waar deur die woord ook gegroei het. Kritiek kan baie opbouend wees. En ek dink hierdie ouens, ek dink hulle hanteer kritiek ook baie goed. Dallas hanteer kritiek oor episodes ook baie goed. O nee, daar gaan ek met jou stry. En verstaan, dis fyn, want dit is wonderlik wat jy van die kritiek. Maar die groot ding wat ek daarmee bedoel is, as jy nie kritiek kry nie, dan beteken dit jy het ook niks gedoen nie. Ja. En wat ek wil bietjie in teenstand in dit kom, is ek het 'n video gesien van hoe hy die kritiek gegee het wat die mense Bybelse goeie vir hom gesê het, en hy het half soos 'n klein kind aangegaan daaroor. Jy weet wat hy regtig nie enigstens die Bybelse issues gaan hanteer, en ook hierdie Mormoonse ding. Ek wil dit gaan altyd 'n massive dolk in hierdie hele ding se vlees wees, totdat hy nie kan uitkom en 'n kant kies nie. Verstaan, nou sê hy een keer hierdie ding, nou sê hy die volgende, en ek sal mense kan gaan kyk online. Ek wil al die goeders is beskikbaar. Hy het letterlik sy hele storie gechange op 'n absolute kardinale doktrin. Verstaan jy, so ek soek verseker 'n pastoor of enigiemand wat my lei. Never mind 'n hele series maak wat wêreldwyd gekyk word deur miljoene mense. Hy's 'n uitbeelding van die Here om leiding te neem. Dit is 'n swak leiereienskap om jou doktrine te verander. This is being tossed to and fro of every wind of doctrine. En ek praat hier van soos jy verander jou soteriologie van 'n kalvinistiese of 'n hierdie is 'n core, hierdie is Christus. Hierdie is die ding wat beteken gaan jy gered word of nie. As jy Christus verkeerd het jy jou redding verkeerd. Ek wil dis meeste van die ouens wat ons uithaal gaan daaroor. Soos die Israelvisie, die Mormone, al hierdie ouens haal ons uit want hulle Christology is verkeerd. Ja. En Dallas Jenkins lyk nie asof hy dit verstaan nie. En ek bedoel, kom ons wees eerlik, hy's nie 'n onnosele ou nie. Nee. Hy ken die Bybel.
Hy ken die skrif. Hy weet presies wat die skrif sê. So dit is 'n massive compromise om te sê die mormone dien dieselfde Christus as ons. En dis die ding waarop ek jou gedagtes wil hê. Yes. Jy wat meer positief oor die shows. Is dit nie vir jou 'n groot concern die ecumenical ding wat hierdie ding volg? Soos ek bedoel, daar's moslems ook op die set. Jy weet wat hulle kameramanne is en hierdie tipe goeie. Soos ek bedoel net as jy gaan 'n Christen ding uitbeeld, die grootste Christen storie wat daar is, moet dit nie purely deur Christene gedoen word nie. Ek dink nie. Want as ek gaan kyk nou, ons almal ken die term van die Matteus partytjie. Waar jy kry eintlik 'n klomp vriende wat gelowiges is, sterk in wat hulle glo en oortuig is van wie Jesus is, en jy nooi ouens wat nie by die Here is nie. En jy laat hierdie ouens meng. En kom ek stel dit net so in hierdie uit hierdie perspektief uit. Ek dink ons as Christene, en dis 'n goeie punt waar jy raak erop. Ek dink ons as Christene in ons met betrekking tot ons gemeentes en ons huiskerke, ek dink dit is goed om deur mede Christene, mede broers en susters omring te word, want dis ons veilige hawe. Dis waar ons vir mekaar bemoediging moet gee, dis waar ons mekaar moet beskerm, dis waar ons vir mekaar moet bid, dis waar ons met mekaar ons hartstogte deel, en dis waar ons mekaar ook moet regwys. Ek dink die groot probleem is as ons in die wêreld daar buite gaan, en ons almal hierso, of jy nou in jou werk noem en jy's dalk 'n bietjie anderste, maar dalk jy's permanent in bediening, as ek dit so kan sê. Maar ek en jy, Robbie, waar ons gaan in die wêreld, kry ons met wêreldse mense ook te doen. En ek dink net soos wat daai ouens filmmakers is, gaan hulle met wêreldse mense te doen kry. Baie van die ouens op The Chosen wat al deel was, akteurs was, ongelowiges. Ek weet nie of dit nou Gaius is of een van die ouens wat eintlik Romeinse offisier speel, tot in 'n groot mate wat tot bekering gekom het, wat homself laat doop het. In hierdie laaste seisoen, wat hy net nie meer kon eintlik vir daai klop van die evangelie nee meer sê en eintlik tot bekering gekom het nie. Nou, daar sal altyd, ek dink die groot ding is, daar sal vraagtekens wees, wat oor daai ou se bekering hang. Ja. Maar my argument tot die feit dat of die ekumeniese argument tot in 'n groot mate, ek dink dit val plat omrede. Ek dink dis 'n geleentheid waar God kan werk, waar mense die evangelie kan deel. Want as ons onsself omring met ouens wat net soos ons dink, net soos ons glo, in die wêreld daar buite, dan dink ek ons is op 'n gevaarlike plek om ooit weer die evangelie te deel, want iewers moet ons die geleentheid kry. As ek hoor op, as ons net die evangelie deel met ouens wat reeds by Jesus is, dan mis ons die hele punt. Ek dink daar moet 'n plek ten minste wees waar jy jouself plaas. En dit geld vir ons al drie, waar ons osself kan plaas, of dit in 'n werksomgewing is wat natuurlik baie moeilik is, want ek dink jy gaan baie teenkanting vind, veral in die 21ste eeu, as jy enigstens jou oortuigings in 'n professionele omgewing begin deel. Maar dis 'n uitdaging, en ek dink mens moet eintlik kan vertrou dat die Here daar ook jou sal lei en die regte woorde gee en die regte tyd gee. Een van die goed wat ek byvoorbeeld net gehoor het, en dit is nou dit is snaaks, maar dit is ook hartseer in dieselfde opsig. Een van die vrouens het met verlede jaar se wegraping voorspellings en profetiese redes, ek dink sy het vir 'n baie groot auditfirma gewerk. Ek weet nie of dit nou, kan nou verkeerd is, KPMG, ouens sal my reg help. Maar basies uit 'n e-pos uitgestuur, vir 'n tipe van 'n nasionale e-pos uitgestuur oor die wegraping, uit 'n korporatiewe perspektief uit, en nou om te sê, sy is afgedank. So daar is ook wyses om te werke te gaan, om die evangelie te deel in die werksplek. Moenie die ou wees wat die deel van die evangelie eienaardig maak, of oor die kop slaan, of afdwingbaar raak op ouens nie. Maar kyk uit vir die geleenthede. En ek dink, verstaan, dis wat mooi is in die storie, en net om terug te bring, nou hierdie goue draad nou terugbring by The Chosen, is ek dink wat ek mooi daar uit sien, en ons almal het ook, die Here het ons ook almal verskillend gemaak oor die wyses, hoe om goed te deel. Ek dink, verstaan, jy's baie passievol, jy's vurig, jy's nie bang vir konfrontasie of konflik nie, wat 'n baie goeie ding is. Norman is belese,
Ek's rustig oor die Ja, algemeen. jy's kalm. Jy gaan nie noodwendig opvleend raak wonderlike karaktereienskap. Maar ek dink vir elke situasie het God ons op 'n sekere wyse ook geskaap en gevorm om die evangelie op 'n sekere wyse ook met mense te deel. En wat mooi is, en ek weet nie of 'n ou verby dit kan kom nie, my oortuiging is die effektiefste manier om dit te doen is wanneer jy verhouding gebou het. Op watter wyse ook. Dis maar wanneer ek die evangelie al gesien effektief werk het. Natuurlik die Heilige Gees kom op sekere tydstip en jy hoef nie 'n verhouding te hê en jy kan eintlik alles aan hom oorlaat en hy sal nog steeds seker maak dat jy weet ek vat net maar Paulus se woorde, ons kan saai, ons kan water gee, maar dis God wat laat groei. Ja. So in daai opsig dink ek wat die Chosen mooi ook uitbeeld vir my is Jesus het werklik moeite gedoen om verhoudings te hê met sy disippels. Wil jy eers Maar ja. respond op dit? Ja, ek wil net noem daar is soos wat jy gesê het, jy het altyd die geleentheid in sulke omstandighede wanneer daar nou nie gelowiges is of hoe ook al die geval. Ek dink Dallas Jenkins het die perfekte geleentheid gehad toe hulle hom al die vrae gevra het in die span van Mormone. Het hy die geleentheid gehad om die ware evangelie te kan oordra en te sê dat die is 'n probleem wat hulle het. Hy kon dit aangespreek het, maar inteendeel hy het so weggedraai van dit af dat hy begin praat het soos hulle. Hy het begin beamoen wat hulle doen en te sê dat dit is reg. So ek dink daar is daai geleentheid wat hy kon gegryp het om die waarheid te kon deel het te midde van almal. Dan het ek net 'n ander ding ook en hierdie is ek dink die vraag wat ons onsself moet afvra wanneer jy The Chosen kyk. Jy het begin met dit. Daar's hoeveel mense wat hulle Bybels gaan optel het en gaan verhouding bou. Daar is die positiewe kant. Dan het jy nou die kritiese mense. Nou vat jy die skrif. So, het Jesus dit regtig gesê? Jy weet, kom ons kyk het nie, hy het dit nie gesê nie of hierdie is nou bygevoeg. Jy kan daai onderskeid maak met dit, maar wanneer jy The Chosen kyk, moet jy jouself die vraag vra, wat roer my meer? Is dit The Chosen of die skrif? Wat se een roer my die meeste? Wat se een spreek my meer aan? Wat se enetjie wys my meer reg dat ek van my sonde af moet draai? Wat se een wys my meer in die rigting na wie Christus is? Want die een fokus op jou vlees, die een is lekker vir jou vlees, die een is lekker vir jou gees. Ja, jy word geëntertain Jy van word die kant en jy geëntertain kry uit 'n 'n vleeslike element manier, yes. van die Jesus, maar hierso Ja. in die skrif ontmoet jy die ware Christus. Yes. Die skrif maak dit oop. So ek dink daar kom dit op daai punt van jy het prioriteit wat jy moet stel. As jy sê wel my stilte tyd is The Chosen, gaan jy mislei raak. Jy gaan Roomse Katolieke doktrine inkry, jy gaan Mormoonse doktrine inkry en jy gaan bietjie van Ek die bedoel hy natuurlik stem saam dat dit is nee, ek weet Nee, hy ek doen. dink- niemand wil hê dit moet gebeur. Ja, Ek wil net voordat ons aangaan van hierdie punt wil ek net gou inklim op wat jy nou gesê het van die hele werk saam met die moslems en die mormone en hierdie goed. So wat ons moet verstaan wat my posisie is natuurlik in jou sekulêre werk gaan jy saam met mense van alle gelowe en ek sê nie kan as daar nou iemand is wat 'n moslem is wat saam met jou werk, nou moet jou werk los. Ja. Niemand sê dit nie. Maar wat ek sê is hierdie werk is spesifiek op Christus gefokus. Ek sê nie eers is 'n ministry nie. Dis nie 'n ministry nie. Ek dink Dallas hulle sal dit admit, maar hierdie is in 'n sekere sin meer belangrik as 'n ministry. Hierdie is 'n ding wat gaan oor Christus se werke wat jy uitbeeld vir die hele wêreld. So dit is my issue met die ecumenical ding. En weet soos wat ek vir sê is die gevare is mense sien Jonathan Rumi as Christus. In die agterkant van hulle kop dink hulle dit is Christus hier. En nou gaan kyk jy na sy Instagram, iemand wat nie weet wat aangaan nie en kyk al die goed wat hy doen en hy's 'n Roman Catholic. Dan doen ons nou maar dieselfde Jesus. Hy speel Jesus, hy verkondig Jesus, maar dis nie die Jesus van die Bybel nie. Verstaan, dis die Jesus wat sê die Bybel sê dat daar's een mediator tussen ons en God en dis Christus. Die Rooms-Katolieke Kerk sê nee, dis nie net een mediator nie, daar's
Maria ook. Van hulle begin nou hierdie goed verander, maar my punt is Jonathan wat self aanspoor dat jy die rosary moet die bid. rosary moet bid, hierdie tipe goeie. Verstaan jy wat ek sê? So 'n leek kyk daarna en sê, o, hierdie ou speel Jesus, natuurlik moet ek hom volg in die tipe doktrines wat hy sê. O, die mormone glo ook in 'n tipe Jesus, so ons almal glo in dieselfde ding. Dis hoekom ek sê, hierdie is vir my die gevaarlikste ding wat ons kerk face vandag. En net die skrif sê vir ons duidelik in 2 Korintiërs 6 vers 14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship have righteousness with unrighteousness? And what communion have light with darkness? And what concord have Christ with Belial? Or what part have ye that believeth with an infidel? And what agreement have the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Verstaan jy duidelik sê die Bybel dit? So, hierdie is 'n groot ding, en daar's baie ouens wat debatteer, hoe ver vat ek? Jy weet, nooi ek my ateïs vriend na 'n braai, kan ons saam kuier, waar trek ons die lyn? Hierdie deel sê, have no concord with Belial. Verstaan jy, ons kan nie fellowship saam met ongelowiges nie. Nou, ons moet ongelowiges na die Here toe bring. So, wat ook al jy as fellowship sal definieer, gaan bepaal hoe jy hierdie sien. Ek sê nie, nooi nie 'n ateïs na die braai nie, nooi hom na die braai, laat jou kan evangeliseer, al hierdie goed. Al wat ek sê is, jy kan nie saam met hom in fellowship, in 'n kerklike verband optree nie. Jy kan nie saam met Jonathan Roomie op 'n stage klim, en sê, ons gaan nou saam vir die evangelie gee nie. Dit is die ding wat hy sê, be ye separate. En ek dink, die Chosen is 'n vorm hiervan, van ons kan nie hierdie deel met die mormone nie. Veral nie laat hulle ons befonds nie. Ons kan hierdie deel met 'n Rooms-Katolieke ou wat die belangrikste persoon in die geskiedenis speel nie. Die hele fokuspunt van ons geloof gee ons in die hande van 'n pagan, van 'n ou wat onwedergebore is, wat op pad is hel toe, wat besig is met sataniese goed, en ons gaan hom gebruik om Christus te speel, want hy's 'n goeie akteur, of hy lyk bietjie soos Jesus of so. Verstaan jy? So dit is half die fokus wat ek vir jou vra met die ecumenical ding. Ek praat nie van in 'n werksomstandigheid, verstaan, daar gaan jy saam met verskillende gelowe, en soos jy sê, jy kan nie hier 'n wegraping boodskap vir almal stuur, jy sal jou werk verloor. Niemand sê dit nie. Wat ek sê is, hierdie is een van die belangrikste produksies wat daar is, maar ons deel dit met ongelowiges. Dit is my issue. Ja, en ek dink weer eens, dit gaan oor wat jy sien as bediening. En wat jy gaan sien as broers en susters in Christus. Daai gedeelte wat jy in Korintiërs gelees het, Rob, was dit, sou jy sê, daai is van toepassing op die gemeente as sulks? As jy praat, bedoel jy praat hier van be separate? Ja, kom ek sê vir jou, soos broers wat voorgee, luister, hulle is Christene, Ja. maar dit nie so optree nie. Want ek wil net seker Hy praat van ons verhouding teenoor ongelowiges. Ons- Hy sê, be ye not unequally yoked with unbelievers. For what fellowship have righteousness with unrighteous? So sê hy, Dis sy twee- konteks, sorry, dis 2 Korintiërs 6, 2 Korintiërs vers 14 6. tot 17. So hy sê, what fellowship have righteousness with unrighteousness? So die fokuspunt waarvan hy praat is fellowship. So met wie fellowship jy? Met wie deel jy? En hy sê duidelik aan vers 17, be ye separate. Verstaan jy, ons as Christene is separate, nie in 'n hoogmoedige sin nie, maar in 'n sin van ons het geen deel met die wêreld nie. Die Bybel sê vir ons in Jakobus ook, he who is a friend of this world is enmity before God. Verstaan jy, en wat my siening is dat wat Dallas Jenkins hulle doen met die Chosen is, hulle is besig om vriende te wees met die wêreld. Hulle steek hulle hand uit en sê, jy kan maar in die wêreld wees, as jy 'n goeie kameraman is, dan sit ons jou in. Jy kan maar in die wêreld wees, as jy 'n goed Jesus kan speel, dan sit ons jou in. En weer eens, Jonathan Roomie is nie net 'n ongelowige nie, hy's 'n pagan, hy's 'n satanis in elke sin van die woord. Hy's basies 'n manlike heks ook. Dit is wat hy is. Hoe lê jy op 'n graf en sê Lonnie Frisbee se gees met hom? En by the way het hy gesê sy gees het in hom ingekom. Dis wat hy sê. Verstaan, dis 'n chomp en dis die ou wat Jesus speel. Verstaan jy, so dis net my ding. Dis hoekom ek sê hierdie is die gees van die ding is nie dat mense by die Christus uitkom nie. Die gees is dat mense mislei word. Die gees van the Chosen in my oë is dat mense hierdie ding moet kyk, die verkeerde Christus aanbid of die Christus van Jonathan Roomie kyk. En dalk slat jy 'n lucky in en dalk moet jy nou kies. Okay, mormone, want hulle sê mormone. Dalk moet ek nou Dallas Jenkins volg in die evangelical of dalk moet ek nou dis nie 'n dobbelspel nie. Verstaan jy? Ons kan nie dobbel met mense se ewigheid. O, die ou like meer vir Dallas Jenkins, so hy gaan nou 'n born again ou raak, daarom kan ons dit doen. Nee. Hierdie hele ding se fokus is om mense te mislei van die ware evangelie, in my siening. Kom ek vra so, in julle ouens se ervaring, het julle al met ouens al teëgekom dat ouens 'n teologiese oortuiging gebou het op the Chosen?
Soos in julle persoonlike lewens nou. Nie soos ouens wat julle ken. Ja. Jy praat nie van aanlyn ouens, jy praat Ja, van ek kan onthou wat die argument was, maar hulle het letterlik The Chosen gebruik om 'n teologiese argument te voer. Soos ek sê, ek kan nie, wat is nie 'n groot storie gewees ja, nie. Ek gaan nou, ekskuus, ek gaan 'n ander voorbeeld vat as The Yes. Chosen. Ek was hoërskool. Onthou jy daai fliek van Russell Crowe wat Noah wat hy Noah gespeel het? Daai daar's ons ek ek gaan nou- saam met julle. Ja, maar ek gaan nou 'n voorbeeld gee. Is die meisiekant voor my het gesê ek het nie geweet gevalle engele het vir Noah gehelp ark bou nie. Nee, Dis soos nee, hulle het hulle het nie. Dis bygevoeg, maar dit kom daarop neer is dat baie mense sal dit sien en dink, maar dit moet so wees. Ek het nie met baie van hulle te doen al gehad, soos met, wat rondom jou vraag kom dat hulle 'n teologie bou daaroor nie. Wat jy wel sal hoor is ek hou daarvan hoe Jonathan Jesus vertoon het in hierdie toneel. Jy weet, en dis die beeld wat hulle kry uit dit uit. So ja, dis maar waarop. Ja, ek dink dit soos my vraag sal wees is ken ons ouens wat verlore gaan as gevolg van die feit dat hulle The Chosen kyk. persoonlike ouens. Soos ek ken nie iemand wat verlore is as gevolg van die feit dat hulle The Chosen gekyk het nie, persoonlik nou. Dit sal moeilik wees om te diagnoseer, dink ek net ook. Soos ek bedoel, wat bedoel jy, soos die feit dat hulle The Chosen kyk beteken noodwendig hulle is verloor. Ja, ek dink Soos en ek die dink jy die sal ding, dit meeste mense wat hierdie ding kyk is Christene. en is Verstaan wat ek sê? So ek dink nie so nie Rob. jy dink nie. Ek praat in ons konteks. Ja, ek dink wat wie ons persoonlik ken, maar ek ja. dink nie wêreldwyd nie. En soos ek sê ek wil half op God se soewereiniteit ook op dit steun met Romeine 8 dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en snaaks genoeg daai gedeelte gaan aan om te sê om meer gelykvormig te word aan sy seun vir die wie hy uitverkies het, verordineer het. En ek wil verstaan, ek wil nie so te veel mag in hulle hande gee nie. Ek dink die groot ding is In net hulle hande. Ja. as ek so sê Na wie in Dallas verwys hulle jy? se hande. Ja, as ja, ek- okay. Ek dink die groot ding wat ons almal oor saamstem. Voor almal nou dink jy Meyer regverdig grave soaking en necromancy en heksery glad nie. Dis gesand van Satan. Ek dink my groot uitgangspunt is net weer met betrekking tot geloofsvertuiging. Verstaan Rob, as dit wat jy vanaand gesê het, byvoorbeeld by my iets sou opwek rondom trend, volgende keer as ek 'n episode kyk van Jesus hoor ek's nou nie meer. Hierdie neem ek nou in ag. Dan is dit my verantwoordelikheid om op te hou kyk. En ek dink dit geld vir elke ou wat daar buite luister. As dit wat aan jou geopenbaar is, as dit jou ontstel, as dit jou gees krap, dan moet jy seker maak jy's gehoorsaam aan die Heilige En bly weg Gees van dit. en bly weg. Verstaan, dit is so en weer eens wat ek vorige keer ook gesê het is wees versigtig vir almal op YouTube insluitend ons. Gaan doen die navorsing, gaan kyk en asseblief spandeer tyd in jou Bybel. Want niks kan dit vervang nie. Niks gaan ook jou geestelike oë oopmaak soos wat die Heilige Gees sal doen en jou kom help en jou sal lei in dit nie. Ja. Kom ek sê net, ekskuus laat ek nou 'n kans Yes, gee. Ek dink die belangrike ding van dit te besef is dat die skrif sal ons hierdie oortuiging gee van moet ons hierdie ding kyk of nie. Verstaan jy, soos ek saam met jou, dit sal wees dat die Heilige Gees jou oortuig as jy nou baie van hierdie goed verstaan. Dis hoekom ons hierdie doen, sodat mense kan verstaan en luister, maar sê jy is jy gemaklik om hierdie goeders te kyk as jy die agtergrond weet van wat agter die skerms aangaan. Want soos ek van die begin af gesê het, dis nie die content self wat my grootste issue is. Daar's issues met dit ook. Wat ek nou so 'n bietjie vinnig sal oor praat, maar ek sê net mense moenie dink ek kry nie die gevoel van ek moet nou afsit en dink omdat ek nie die gevoel kry, beteken dit is aanvaarbaar nie. Verstaan jy? Jou gees gaan jou nie altyd waarsku as jy besig is met nonsens in daai oomblik dadelik nie. Jy moet na die skrif toe gaan en weet van okay, hier is ek besig om iets te doen wat teen die wil van die Here is. En weens ek sê nie omdat jy The Chosen kyk is jy nou direk teen die wil van die Here nie, maar ek sê wat is die hart agter hierdie ding? As ons gaan diagnoseer die tipe goeders wat ons sien, die rondspring van Dallas Jenkins met die mormone, al hierdie goeders, kan ons met gemak sê dat hierdie ding is gefokus om die evangelie van die Here te versprei. En ek kan, daar's vir my absoluut nul bewys dat dit die fokus is van die ding. Ek bedoel, as jy vat Dallas Jenkins voordat hy The Chosen gemaak het, het hy 'n movie gemaak wat geflop het en hy moes rondgekrap het om iets te kry om te doen. Verstaan, hy het The Chosen begin as 'n reaksie op sy geflopte fliek. So dis ook die ander wat mense moet besef, meeste van die ouens waar ons praat, is dit greed
wat hulle dryf is. Hulle is gefokus op geld. En ek dink Dallas Jenkins is nou, daai man gaan nie weer sukkel om 'n werk te kry nie, nadat hy so 'n populêre ding gemaak het. Ja, ek glo sorry Nomi. Nee, ek is jy kan gesels. Ja, ek dink ook die groot ding wat ouens net moet in ag neem, maar ek het nou gesê eintlik jy dink nie jou gees sal noodwendig die oortuiging bring om noodwendig eintlik jou te laat stop dit kyk nie. En ek wil dalk hierso dalk 'n teenvoeter gee. Ek dink die Heilige Gees doen. Ek dink daar's twee goed wat ek nogal sê as ouens sê hulle sukkel om die stem van die Here te hoor. Is dit die eerste vraag wat jy jouself moet afvra, wat moet ek ophou doen? Want as ek vir jou vra wat moet jy ophou doen, is al onmiddellik iets wat by jou opspring. Ek kan jou amper waarborg. As dit nie is nie, is jy baie naby aan 'n baie hoogheilige mens. Dis die een ding, as ouens sê hulle sukkel om die stem van die Here te hoor, en ek het 'n vriend wat so graag, hy het so 'n groot behoefte. Hy wil werklik die stem van die Here hoor, en wat ek daarmee bedoel, hy wil wees soos 'n Moses wat na 'n brandende bos toe stap. Soos 'n hoorbare stem. Soos 'n hoorbare stem. En ek kan nie onthou wie dit gesê nie, voor ek die pastoor aan al die moeilikheid kry. Is Justin Peters. Is Justin Peters. Dis altyd Justin Peters. Gelukkig die keer nie Rick Warren nie. Maar nee, in elk geval, en hy toe ek sê toe vir hom, ek spot hom toe, ek sê vir hom, hoorie eers, maar as daar net 'n boek was. As daar net 'n boek was wat eintlik die Here se stem eintlik vir 'n ou kon uitlig. En ek dink dis die groot uitgangspunt met al hierdie goed. Met The Chosen en vanaand se gesprek, en verstaan, ek dink ons het die positiewe uitgelig. Jy het baie mooi die negatiewe uitgelig wat kommerwekkend is. Maar dit alles bygesê, asseblief moenie laat The Chosen of enige ander vorm van Christelike media, ons kan praat oor the Christian celebrities, Christen bekendes, moenie laat daai ouens jou idee vorm van wie Jesus is nie. Ja. En ek dink hou aan daai vraag vir jouself, vra wie is Jesus vir jou? Maar ja, dis Wat sê jy van hierdie konsep wat ons nou aangeraak het, van hierdie idee, of wel julle al twee soos, dink jy sê net maar jy is mislei in 'n ding, wat jy doen wat nie dalk nie noodwendig sonde is, maar wat nie reg is nie. Dink jy die Heilige Gees sou jou elke liewe keer oortuig? Die ding is, soos ek het verstaan, is as jy die Bybel verstaan en ken, dan gaan jy weet ook, en dan gaan die Heilige Gees jou oortuig. Ja, daar's aspekte, jy weet, as jy voel in jou gewete dat dit is sonde, moet dit nie doen nie, want dan is dit sonde vir jou. Ek dink Paulus het ook so gedeelte. Ja, dan is die Heilige Gees. Ja, maar ek kan byvoorbeeld voel, hoorie, dis nie reg nie, maar Meyer voel dalk van sy kant af, dis okay. Ja. Met wie werk die Heilige Gees dan nou? Verstaan? Ek voel nie dit sal korrek wees nie, maar as ek voel soos, dit grief my, veral omdat ek weet nou wat is die agtergrond en die inligting wat deurgegee is, my oortuiging sê vir my, ek wil nie. Ja. Ek wil nie kyk nie. Syne aan die ander kant is Meyer help my net reg daar aan daai kant, is, jy weet, jy kry 'n element van iets wat jy leer. Dis aansporing vir mense om meer dalk die Bybel te gaan lees of so. So van sy kant af gaan hy nie noodwendig dalk voel dit is verkeerd nie. My kant gaan dit dalk voel, maar ek gaan nie 'n aanstoot vir hom wees en sê soos Tom, jy's nou van die pad af, jy's held toe, jy's onchristelik. Ek kan nie dit sê nie. Wat ek bedoel is soos dink jy, so sê nou maar jy's besig met 'n sonde, waarvan jy half onbewus is. Verstaan jy? So jy's by kom sê jy kyk 'n movie en daar gebeur iets wat jy nie jou vinger op kon sit nie, maar kom sê dis 'n versteekte okkultiese konsep wat hulle uitbeeld, maar jy's onbewus daarvan. Dink jy die Heilige Gees sal elke Christen altyd oortuig dat hierdie is nou verkeerd? Ja, ek dink dit kan baie keer eers op 'n latere tyd wees wat jy tot beseffing gaan kom. Nadat jy die goed bestudeer. So dis die punt wat ek wil maak. So wat hy nou gesê, hy het die punt gemaak dat as daar iets is in The Chosen is wat jou pla, dan sal die Heilige Gees vir jou sê, okay, sit dit af. En wat ek net probeer sê is, daar's ouens wat my volk gaan ten gronde oor 'n gebrek aan kennis. Ja. En daar's ouens wat nie die kennis het van hierdie, of veral die okkultiese wêreld. Dis die ding. As jy wil verstaan wat in die wêreld aan die gang is, dan moet jy verstaan hoe die okkultiese wêreld werk. Dan moet jy verstaan hoe Gnosticism en hierdie goed werk. Anders gaan jy nie weet wat is die misleidings wat daar buite is nie. Die rondvallery en goeders wat ons in die kerke sien is 'n gnostiek, sataniese gebruik, maar omdat jy dit nie ken nie, omdat jy nie weet van waar dit kom nie,
laat jy dit toe. En dis my punt. So daar's mense wat born again is wat in die kerk sit en sê, "Jesus, hierdie is 'n mooi Hillsong liedjie Ek moet en dit laat my so goed voel." En eintlik is dit 'n van 'n valse kerk ja. wat bose goed en net met hierdie goeters nê. As mens Hillsong hierdie tipe musiek sing, voel dit nie vir julle ook as jy ooit in 'n kerk was wat dit sing, jy gaan soos in 'n trance. Verstaan, jy gaan op 'n plek, jou kop switch af. Jy dink nie aan die Here nie. Jy staan daar en jy wieg en dis letterlik ek kan nie konsentreer as ek daai goed hoor nie. Ja. Maar dis al Wat se kerke gaan julle? Nee, ek grap. Ja, ek dink Jy sit jou voete in 'n Hillsong Ek kerk. ek dink erop jy raak aan 'n belangrike punt. Een ding wat ek dalk net wil sê, my ervaring ook en ek dink ons almal kan hiervan getuig ons jy weet met betrekking tot sonde is wanneer jy ongehoorsaam is, raak die stem van die Here stiller. Ja, jy vex die Holy Spirit. Dis Jy onderdruk hom. Dis half aan die begin is daar half 'n bietjie 'n ruk. Dis half jy dis jy het gepraat van die woord grief. Dis dit jy's eintlik nie teleurgesteld nie, maar jy's eintlik afgesit van jou optrede, afgesit van jouself. Ja. En hoe meer jy in 'n sonde, hoe dieper jy in 'n sonde in 'n spesifieke ene ingaan, is dit asof die Here se stem word stiller. Ja. Die Heilige Gees dis half en ek sê nie dis hy wat nie jou aanhou wil trek nie, maar Romeine 1 is duidelik daaroor. Op 'n punt gee hy jou oor. Jy sê ons mag ons net nooit daar kom nie. Dit is Ek dink Dis dis is hoekom scary. gemeenskap baie belangrik is. Jy het mense nodig. Jy het mense nodig teenoor wie jy kan erken ek sukkel met hierdie probleem. Jy het gemeenskap nodig wat jou ondersteun. Jy weet dat daai suiwerheid daar kan wees. En as jy nie jouself gaan omring met die mense wat dit vir jou gaan uitbring nie, gaan daai stemmetjie ook stiller begin raak. Ja. 'n laaste ding wat jy nou die storie, ek weet nie of jy kan onthou nie. Dis nou die een deel in wat my episode 1 ook laat ophou kyk het, is daar's 'n karakter in die ding wat hulle noem Lilith. Kan jy dit onthou? Lui dit 'n klokkie. Is dit nou Adam se eerste vrou? Nee, ek dink Wie's Lilith was hulle ek dink dit was Maria wat besete was met die 7 demone. Magdalena. Ja. Sy het bose geeste in Wie het hulle Lilith genoem? Ek weet Maar die ek weet wat nie of dit was met een van die demone. Het hulle Ek kan nie onthou die nie. demoon maar Lilith genoem? Ek praat nie. Want dit is ek praat nou vinnig, maar daar was iets daarvan wat my geplaas want Lilith is eintlik soos 'n sataniese. Nee, dis die demoon, ja. Dis die Ja. demoon. Ja, en dit was net vir my ook 'n vreemde Ja, want ek dink 'n Nicodemus vreemde het manier om haar eerste episode te begin. Nicodemus het haar uiteindelik haar probeer bevry van Lilith maar af. kon nie Ja. en Is dit wat aangegaan het? ja. Okay. Ja, In elk ek dink dis ook 'n ander trant, jy weet, want nou sien jy daai element van 'n charismatiese kant af. Jong, hulle het 'n naam vir elke demoon. Hulle sal sommer vroumensname gee vir party demone. Jy weet dan is dit nie eens 'n regte grond in skrif nie. So jy kry blootstelling van enige kant af. Dit gaan net waarna toe neig jy? Wat is jou oortuiging? Ja. En ek dink as jy nie jou oortuiging uit die skrif kry en leer deur die woord nie, dink ek jy sal in enige rigting begin verdwaal raak. Ja. Cool. Ek dink ons sal net so afsluit. Meyer gee elkeen van julle vir ons 'n opsomming na hierdie. Wat jy sê, wat jy dink van The Chosen en dan gee net vir ons sê jy dit recommend vir iemand? Sê nie vir 'n Christen. So wil jy van sommer eers te go. Ja, ek dink vir my grootendeels ek sal dit vir iemand voorstel ten opsigte daarvan as hulle sou wou eintlik, jy weet, ek wil nie sê ontspannende program kyk nie. Vir my kom dit net daarop neer ek weet nie of ek dit eers vir iemand sal voorstel nie. Ek dink as jy dit kyk en iets pla jou, sit dit af, maar dit is vir my van toepassing op enige iets. So ek voel nie noodwendig in vrymoedigheid, maar dit geld vir enige enige fliek tot in 'n groot mate, enige boek tot in 'n groot mate, uitsluitend skrif, almal lees jou Bybel. Bid Maar- elke dag. Maar ek dink nie noodwendig om dit as selfs soos ek sê aanvullend aan iemand voor te skryf het noodwendig ek voel dit sal bietjie soos bemarking voel tot in 'n groot mate as ek dit so moet sê, maar ek het nie as sulks 'n teenkanting, 'n groot uitgangspunt as jy met vrymoedigheid The Chosen kyk en jy baat daarbey nie.
Ek sal aan die een kant sê, as jy dit wil kyk, dis great, kyk dit dan, maar hou jou Bybel oop aan die ander kant, want jy gaan moet volg, is dit wat die skrif sê of nie, dat jy nie jou oortuiging uit dit wat jy nou sien nie, dat jy dit van daar af kry nie, maar eerder uit die skrif uit self, dat jy kan sê, dis eintlik wat hier aangaan, dat jy nie mislei kan word nie. So ek sal op daai kant meer neig, wees bitter versigtig. As jy geëntertain wil word, dan kan jy dit kyk, maar moenie 'n geloofsoortuiging van dit kry nie. Dis 'n baie beter antwoord as wat ek gegee het. Dis eintlik cool, ons het bietjie meer positief, ons het half amper iets in die middel, maar meer nee, maar en nou gaan ons heeltemal- ons gaan nou na die totaal jou gesag van die donkerte. Ek is totaal en al, ek is aktief teen The Chosen. Ek is in 'n posisie wat ek sê, Hy kan en net oor episode 1 praat. episode 1 is vir my, dit is vir my absoluut irrelevant wat die content van hierdie storie is. Die agtergrond en die hart en die fokus agter hierdie ding is vir my verskriklik kommerwekkend. Ek dink soos die hele idee van die anti-kris figuur wat in die laaste tyd gaan opstaan, hierdie is sy brood en sy botter. Want wat ons moet verstaan is, die misleiding vir die kerk is nie 'n totale sataniese bose, jy weet, hierdie is Marilyn Manson wat te kere gaan in sy heavy metal. Dis nie die almal kan sien hierdie is nonsens, bly weg. Hierdie is die gevaarlikste tipe misleiding wat daar is. Ek dink The Chosen is gemaak om 'n ecumenicism te begin in die wêreld, dat daar 'n one world religion gaan opstaan en jy gaan sien daai one world religion is naby. Dis daarmee al hierdie goeders. Dis hoekom die hele Trump administration, al die mense is Rooms-Katolieke ouens, hulle sê wat Charlie Kirk en hierdie ouens gedoen het waar ek en jy gepraat het, hulle sê Christus in die Mormoonse kerk, in die evangeliese kerk, in elke kerk is die ware Christus en dit is nie. Dit is net nie. Ons moet staan op wat die skrif sê en ek is bevrees dat iets soos die gaan groot misleiding bring. En ek wil sien waartoe Jonathan Roumie en hierdie ouens gaan in die toekoms. Alles wat daai ou sê, wat hy aanraak, is vir my, dis nie net, dit grief my nie, dis vir my grillerig. Hy lyk vir my soos 'n grillerige tipe mens. As jy daai gryfsoutjie goeders gaan kyk, en ek sal mense aanmoedig om te gaan kyk, dis uit die diepste put van die hel af. En ja, dis die mooi goed wat ek te sê het, hoor. Ja, ons nooi maar net die mense ook uit, jy weet, gooi jou kommentaar daarso, wat is jou gedagtes? Ons wil graag van julle kant af ook hoor. As daar opbouende kritiek is, gooi dit ons is reg daarvoor ook. En op daai noot volgende week, wie is die anti-kris? Trump, Putin of Musk? Nee, grap. Alright, vat so.